Hy het al tiervis uit die Zambezi getrek, op wille en afgeleë uithoeke in plekke soos Australië, Seychelles, Bolivia en Chili gaan lynnat maak. Christian Pretorius het die wêreld reeds plat gereis met sy werk as professionele vlieghengelaar. Ons het hom vinnig gevang in Namibië tydens een van sy blaaskanse om meer uit te vind, net voor hy weer op sy volgende avontuur vertrek. As kind saam met sy pa leer hy vlieghengel, jag en foto's neem. Selfs voor hy kan visvang, leer hy kunsvlee maak. Die stokperdjie het baie vinnig in 'n passie verander en die passie word toe uiteindelik sy loopbaan. Sy heel eerste forel op 6-jarige ouderdom was net die begin van sy lewensbestemming. As ek terugdink van wat's my eerste memory, is dit seker was my eerste vis gevang het. So dit in itself sê vir jou dat dit is 'n spesiale oomblik. En toe word daai passie net soos meer intensief. Dit is redelik maklik as jy al weet wat jy vir die res van jou lewe wil doen op die ouderdom van 6. I mean, jy is basies, jy het 'n voorsprong van omtrent 15 jaar voor enigiemand wat gaan besef wat hulle wil doen vir die res van hulle lewe. Ek het dit geloof, ek wil al my tyd daaraan spandeer. Ek is addicted. Jy het ook van jongs af aan kompetisies deelgeneem. Vertel my van daai wêreldkampioenskappe. Gewoonlik was ek die enigste jonger kind wat daar was en op 'n tyd het daar 2 ouer ouens my pa genader en gesê hulle is in die senior Protea span en hulle is op soek na juniors wat kan ook kompeteer. En in 2014 toe ek die eerste keer vir Suid-Afrika gaan verteenwoordig in Portugal. So dan begin jy hande skud met mense buite die grense van Suid-Afrika en dis waar die netwerk begin het. En van daar af is dit net dinge het vinnig gebeur. Bloot om iets agter sy naam te kry, studeer hy landskapsargitektuur na skool. Hy hou egter aan om vlieghengelloopbaangeleenthede een na die ander in te katrol. So na jou studies het daar toe baie geleenthede oopgegaan. In 2012 het ek die eerste keer Seychelles toe gegaan. En die lekker ding is die Seychelles is 'n baie bekende plek vir alle vlieghengelaars. En dit is groot name, groot maatskappye. Dit was na een seisoen te kry 'n oproep van die een maatskappy af en toe hulle daar 'n geleentheid oopgegaan in 'n plek Kamchatka in Rusland, ver afgeleë van die tipiese Moskou, St. Petersburg en daar's nog steeds tot vandag toe nog 19 aktiewe vulkane. Daar's beere, dis wild. Dis so wild soos jy kan dink. Toe ek daai oproep kry, toe is dit vir my net soos no-brainer. Ek gaan môre, soos wanneer kan ek gaan? Hoekom noem hulle dit die Mount Everest van reënboogforel? Die kleinste visse wat jy daar gaan vang is 10 en die grootste forel wat jy ooit in jou lewe gevang het. Hulle noem dit the purest strain of rainbow trout in the world en hulle groei net groter as enige ander plek in die wêreld. Vertel my van Oliver White. Ja, mense praat baie keer van rolmodelle en hy het vir my so baie kennis gegee en leiding gegee in hierdie industrie. Ek het die eerste keer vir Oliver ontmoet in die Seychelles waar ek hom gegids het. Hy het 'n groep gebring. Ons het dadelik oor die weg gekom en ja, 2016 toe het ek 'n oproep van hom af gekry. Hy besit 'n lodge in die Bahamas en toe sou op soek na nuwe mense wat die plek kan bestuur vir hom. Dit het my hele loopbaan verander. Ek het meer begin dink oor die besigheidskant van vlieghengel. Hoe jy kan teruggee, plekke beskerm. So sy denkwyse was anders en ongelooflik waardevol. En toe kom COVID. Ja, ek was vir 9 maande by die huis. Toe begin ek dink met al die kennis wat ek het, al die netwerk wat ek al opgebou het oor see en wat ek gedoen het vir ander maatskappye, toe besef ek net maar hoekom doen ek dit vir myself nie. Toe stig ek my maatskappy. Dit is 'n groot risiko gewees, maar ook nie. Maar ek twyfel my altyd in myself, maar ek weet ek het die werk gedoen wat ek moes om dit te kan afbou. Hy het al meer as 50 lande in sy lewe besoek, waarvan hy in 39 gehengel het. Hy kamp gereeld met sy getroue Land Cruiser, is 'n bedrewe fotograaf en jag graag met sy boog. Wat is van die uiterste lande wat jy al beleef het? Van die plekke wat uitstaan vir my is St. Brandons. Dit sit so 250 seemyl noordoos van Mauritius. So jy vlieg in Mauritius toe, dan in Mauritius klim ons op 'n boot. Dit is enigiets van 26 tot 34 uur se seil met die boot. Dan kom ons daar en dan is ons daar vir 'n week en dan moet ons weer terugseil. So vir baie mense wat daar kom visvang het, as jy net 1 week visvang, dan travel jy vir 8 dae
jy vang vir 7 dae vis. Ek moet jou vra van jou gunsteling bestemmings. Ek sal sê Seychelles sal altyd op my lysie bly heel bo, want dit het baie spesiale betekenis vir my. Dis waar ek regtig my voete gevind het in die guiding en in my loopbaan in die vlieginge loopbaan. En Kamchatka, wat nogal so 'n unieke ding was, 1 rivier om daar te kom, jy kan nie met helikopter vlieg nie, so ons moes 'n tank gevat het. Dit klink soos 'n movie. Dit gevoel soos 'n movie. So met jou travels natuurlik skakel jy outomaties in die gemeenskap. Soos enige plek as mense jou inlaat in hulle wêreld in. Dis 'n groot voorreg. So van die begin af, maak nie saak waar ek gaan nie. Dit is vir my baie belangrik om 'n verhouding te skep met die locals. Hoe afhanklik is jy van die gemeenskap ten opsigte van jou werk? Ja, dis 'n baie interaktiewe situasie tussen ons en die local gemeenskappe in Swan in Bolivia. Daar moet mens baie keer vir die locals gaan toestemming vra om sekere areas te vang en dis baie belangrik vir my om te wys ek waardeer die plek waar ek gaan en ook om die idee te gee dat ons die plek gaan beskerm. Wat doen julle met die visse? So ons het 'n sê ding, ek het eintlik gehoor die eerste keer by 'n vriend van my, no release, no glory. Jy begin eers celebrate as die vis wegswem en hy lyk gesond en ek sal nie sê gelukkig nie, want hy het nou net verloor, maar hy kan oorleef. Dit is vir ons bitter belangrik. Om daai vliegie self te maak is ook 'n kunsvorm op sy eie. Natuurlik, ja. Ek moet uitvind wat 'n vis eet, waar ook al ek gaan in die wêreld en ek moet wat daai vis eet probeer namaak en ek moet daai vis probeer ooreet. Dit is the real deal. Ek kan vir julle 'n voorbeeld wys, soos daai imitate nou 'n visie. Soos ek hoop dit lyk soos 'n visie vir julle. Dit lyk vir my soos 'n visie. So hooplik dink die vis ook so. Ek het dit amper gedoen voordat ek begin vliegingel het. So as ek nie kan vis vang fisies nie, ek kan hier sit en nog steeds vis vang. En jy is ook 'n inhoudsvervaardiger. My pa was 'n fotograaf en so ek het groot geword met kameras en so aan en hy het my onder sy vlerk geneem en gewys hoe die kameras werk. En toe ek begin die plekke sien en beleef, toe is dit soos hierdie is te spesiaal vir my om nie foto's te neem of nie video's te neem nie. En ook, as ek by die huis kom en my pa vra vir my, hoe was jou trip? My woorde kan ook net so ver gaan. Toe ek Bahamas toe gaan, toe ek op Instagram geklim en dit is net regtig vir my lekker om my storie te kan deel en vir mense te kan wys die mooi plekke wat daar buite is. So uitgekiet soos wat jy is vir jou trips, hoor ek jy het 'n Land Cruiser wat ook net soos jy is. Ja, ek sou sê my Land Cruiser is my eerste ware liefde. Ek het hom so stelselmatig opgebou dat ek kan kamp en gemaklik bly en ek kan enige rigting in Namibië ry en ek kan gaan bly onder 'n boom vir 'n week wat my droom is. Saam met sy vriend Leroux het Christian ook 'n skemerkelkie kroeg op Swakopmund oopgemaak. Hulle beoog om ook een in Windhoek te begin. Leroux, hoe het jy en Christian ontmoet? Ons het deur my broer ontmoet, 'n paar jaar terug, 5, 6 jaar terug. En van daar vriende geraak. Wat het julle laat besluit om hierdie onderneming te begin? Christian is 'n baie groot bok vir sports en ek kan nie stil sit nie. En een ding het tot die volgende gelei en ons het oopgemaak en hier is ons vandag. Hoe sal jy hom beskryf? Christian is 'n baie loyale mens. Hy gee verskriklik om vir die rondom hom. As jy aan sy werk dink en dink wat hy doen vir 'n lewe, dit vat baie guts. En ek dink as jy kan terugkom huis toe en dan weer mens wees en sien wie hy regtig is, dan raak ons regtig lief vir hom. Wat is jou toekomsplanne? Ek sal nooit op 'n fly fish nie. Fly fish is deel van my lewe en ek dink is ook iets wat jy vir die res van jou lewe kan doen. Ek het baie kliënte wat in hulle 80's is nog steeds in hulle travel soos ek. Ek dink is net balans om miskien minder trips te doen, maar terselfdertyd om nes te maak. Ek het 'n huis hier, maar om meer die huis te benut, om hier te wees, meer vuur te maak, meer te braai. Watter raad het jy vir diegene wat ook hulle passie so wil najaag? Maak nie saak wat dit is nie, as jy passievol is oor iets, as jy gedrewe is, jy sit al jou energie daarin, jy kan 'n sukses daarvan maak. Maak nie saak wat dit is nie. Do what you love. Wel, ek kan cheers op daai. Cheers. Gesondheid. Hy het agter die wêreld se mure gaan loer, dinge gesien, gedoen en beleef waarvan mens nie eens kan droom nie. Sy lewe is dalk een groot avontuur, maar dis 'n uitbundige mens wees wat van hom 'n regte kwela vangs maak.